Ek en jy staan vanoggend in die begin van Paasnaweek, Goeie Vrydag, die dag waarop die Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, die grootste gebeurtenis op ons Christelike kalender. En ek dink terug vir al dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Hy het vir my, vir jou sondes aan daardie kruis gehang. En dalk dink ons terug vanoggend in dankbaarheid daaroor. Hy het ook vir ons sondes gesterf. En nie net dit nie. Hy het gesterf sodat ons nie hoef verlore te gaan nie, sodat wanneer my liggaam hier op aarde sterf, ek eendag in alle ewigheid by hom mag wees, by hom mag woon. Lukas 19:10 sê, hy het gekom om te soek om te red wat verlore is. Vanoggend het ek een enkele teks aan julle voorgehou, en ek lees hom graag weer vir julle, want ek wil hê julle moet hoor, wat was die woorde wat die Here Jesus gespreek het, toe hy die Pasga saam met sy disippels gevier het. Hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Die King James lees, and he said unto them, with desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Beide die 4 evangelies gee vir ons 'n blik wat gebeur het toe die Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het, sodat ons kan lewe. Dis die enigste evangelie, Lukas, wat hierdie woorde van die Here Jesus opgeskryf het. Lukas wat ook die boek Handelinge geskryf het, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. I have desire to be desired. Dis van die Hebreëse uitdrukking, om klem te lê op iets belangriks. Dis om 'n uitdrukking te gee aan iets wat groot is, wat aan die koms is. En het enige van hulle, al het die Here Jesus hulle voorberei op wat met hom sou gebeur, het hulle nog die omvang en die grootsheid van hierdie daad begryp. Daardie week, toe die Here Jesus met sy disippels Betanië toe gekom het, om die Pasga in Jerusalem te vier. Toe hy verby die vyeboom geloop het, en honger gehad het, en van die vyeboom se vrug wou eet, maar geen vrug gevind nie, het die vyeboom vervloek, en onmiddellik op sy woord, het die vyeboom verdroog. Het hy nie gesê, toe hy afgeloop het na Jerusalem, o Jerusalem, wou ek nie soos 'n hen haar kykens onder haar vlerke julle bymekaar maak nie, maar julle wou nie. Selfs die uur het gekom, en sy mense het dit nie herken nie. Hy het Petrus hulle gestuur om na Jerusalem, om die laaste Pasga, wat hy saam met hulle sou eet, te gaan voorberei. En tydens hierdie ete, het hy hulle nog geleer, beskryf die evangelies vir ons. Hy het hulle voete gewas. Hy het hulle dinge geleer, wat hulle toe op daardie stadium nog nie verstaan het nie. Die omvang van wat hy gedoen het, nog nie begryp het nie. Om middernag is hy met sy disippels na Getsemane, waar hy nog gaan bid het, Vader, as dit U wil is,
laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Toe Judas die Iskariot met die leiwag van die owerpriesters daar aankom om hom te vang, maar natuurlik het hulle die volk gevrees, daarom het hulle hierdie dinge in die nag gedoen. Sy verhoor voor die Sanhedrin, sy marteling, sy vernedering, tog het hy hom nooit self verweer nie, want hy het geweet waarom hy deur sy Vader na ons gestuur is. Tot die dood toe was hy gehoorsaam aan sy Vader gewees. Sy verhoor voor Pilatus, sy gegeseling, die doringkroon, hy is met stokke geslaan, die kruis wat hy gedra het, nadat hy onherkenbaar vermink was deur hulle wat hom gehaat het. Tog het hy hierdie dinge meegemaak, sodat ek en jy kan lewe. So kort weg in 'n herinnering wat daar vir ons in die woord opgeteken is. Daardie Vrydag in Jerusalem gebeur het. Selfs die gebeure aan die kruis, toe hulle spykers in hom geslaan het en hulle hom gespot het. Twee langs hom gehang het, die een het hom verwerp. Die een het gesê, Here, dink aan my as U in die paradys is. Daar's so baie dinge om oor te preek, om dit vir julle in herinnering te bring, dit wat Christus Jesus kom doen het. En julle is nie onbewus van hierdie dinge nie. En ons is dankbaar, want uit genade het hy ons gered, sodat ek nie verlore te gaan nie. Hy het gesterf, sodat ek van my sonde verlos kan word. Tog hou ek hierdie woorde van die Here Jesus vanoggend vir julle voor. Woorde wat net in die evangelie van Lukas te vind is. Ek het sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Hoekom hierdie woorde? Mens kan eintlik sê hy was angstig en begeerig om hierdie Pasga met sy disippels te vier. Ek onthou 12 November 1996, terwyl ek geleer het so predikant, toe hy daardie oggend gekom het, my oë geopen het, sodat ek kan glo. Toe ek eindelik ontdek het, hoe verlore ek was. Al het ek in 'n pastorie groot geword, hoe angstig ek was daardie oggend om by die universiteit op te daag, om vir die studente wat saam met my gestudeer het te vertel, Jesus het my gered. Ek was verlore, maar hy het my gevind. Toe ek hoor van 'n vriend, nadat ons die dag vroeër by 'n begrafnis was, sy vrou gebel het en gesê het, Karel wil groet. Toe ek in Pretoria in Pretoria gehaas het, en op pad na Pretoria toe het ek in 'n worsteling en gebed met die Here gepraat oor hierdie vriend van ons. Here, gee net dat ek betyds by die hospitaal sal wees, sodat ek weet dat hierdie man se saak met God reg is. En ek onthou ons het 7 die aand so in Hatfield afgery, en ek hoor die Gees van God vir my so duidelik sê, hy is myne. Of toe ek saam met familie langs 'n sterwende moeder in Eugene Maree gestaan het. Sy was reeds in 'n koma gewees. Toe ek die vrymoedigheid geneem het om vir die familie te sê,
Gee my 'n oomblik alleen saam met haar. Ek het met haar gesels die weg van saligheid vir haar voorgehou, met die hoop dat sy tog my stem sou hoor. Nadat ek klaar was en saam met die familie gekuier het die suster langs my kom staan en die volgende vir my gesê: gewoonlik, wanneer 'n pasiënt wat op sterwe lê, verander so een se liggaamskleur, want die liggaam verkeer onder stres, en sy sê vir my, hier het iets eienaardigs gebeur. Haar kleur is heel normaal. Swartman in Roslyn, toe my vrou in Roslyn gewerk het, by die Rowold gestaan het, 'n goed gekoop het, en ek het 'n onhuisend gospel traktaatjie vir hom gegee, en altyd met hom gepraat oor die Here Jesus. Maande later ontdek ek, hy staan nie meer daar nie, en 'n tyd het verloop, toe staan hy weer daar, en hy kom staan by my, en hy sê vir my, ek het die Here gevind. Want sien jy, hy het 'n onverskillige lewe gelei, en hy het iets opgedoen. In 'n traktaatjie wat in sy hande gelê was, en hy kon die evangelie hoor, en hy kon die stem van die Heilige Gees hoor, om hom te bekeer. Hoor die woorde vanoggend van die Here Jesus, ek het sterk daarna verlang, om hierdie Pasga saam met julle te eet, voordat ek ly. Toe Evan Roberts genooi was, om by die Hebrides-eilande te preek, en die Gees van God, soos op Pinkster, die kerk oorloop van soekende siele, en duisende kragtdadig in daardie herlewing tot bekering kom. 2 susters, ou tannies, wat nie meer kerk toe kon gaan, word dan vertel, het die Here geroep om te bid. En te bid dat die Here Evan Roberts na hulle toe sou stuur. Hulle hart was die Here se hart. Hulle hart was vir soekende siele om rus te vind in Christus. Ons soos 'n klein Walliese dorpie in die Walliese herlewing. 'n dorpie waar 6000 mense woonagtig was, en God se Gees op 'n besonderse manier in daardie dorp kom besoek aflê, en 6.500 mense dag op by die kerk. 6.500 soekende siele. Daar was nie pamflette nie, daar was nie uitnodigings gewees nie. Was net God se Gees wat op 'n kragtige manier ingegryp het. Ons is die wonderlike verhale wat ons lees, wat in die rand gebeur, en die Here Jesus wat aan mense verskyn, en mense wat tot geloof in die Here kom. Omdat 'n God gegewe herlewing afgebid was. Gedryf deur God se Gees, kom soekende siele kerk toe, om genade te vind. Ek kan vir julle dalk vanoggend nog verhale uit my eie lewe vertel, of ek kan julle dalk nog wonderlike verhale vertel van wat in herlewingstye gebeur het. Herlewingstye in die verlede, kragtige werkinge van God se Gees. En ek wil dit vanoggend vir julle sê, ek dink ons is inderdaad in 'n uur in Suid-Afrika
wat ons weer 'n God gegewe herlewing nodig het, soos in die tyd van wyle Dr. Andrew Murray. Mag julle by die EG Kerk in Springsnoor Here se aangesig soek vir herlewing. Hy het sterk daarna verlang, want hy sou vir 'n ganse mensdom sterf, sodat hulle wat hom gevind het, gered kon word. Onthou jy jou bekering? Hy het 'n begeerte gehad om jou te red. Dalk sit jy vanoggend in hierdie bank met 'n vertwyfeling in jou hart. Dalk 'n vertwyfeling oor jou saligheid. Hy was begeerig om die wil van sy Vader te doen. Hierdie begeerte waarvan Lukas praat is meer as net 'n blote begeerte. Dis 'n begeerte wat hom so in sy hart gegryp het, dat hy in gehoorsaamheid aan sy Vader tot sy dood natuurlik weer opgestaan het. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy hoef nie in vertwyfeling te lewe nie. Om sê die woord van die Here nie vir ons nie, laat ons die saak uitmaak, al was jy soos skarlaken, jy sal wit word soos sneeu. Dit was vir my mooi toe ons hier aangekom het en ek die aankondigings op die bord gesien het. Ons bid vir verlore siele. Dis wonderlik, want dis die hart van die Here. Ek het 'n prediker wat geleef het, nou onlangs hoor sê, ons is nie gered om kerkmense te wees nie. Ons is gered om disippels te wees. Kind van God, ek wil jou vanoggend vra, wanneer laas het jy iemand na die Here Jesus toe gelei? Leonard Ravenhill, ek weet nie wie van julle hom ken nie, maar hy's 'n groot prediker wat nie meer leef nie. Hy het 'n boek geskryf, Why Revival Tarries, en hy het die volgende ding gesê, en dit het my as 'n jong man so in my hart gegryp. There are too many dead preachers that are preaching too many dead sermons to too many dead people. Dis nie waar aan baie kerke nie. Julle wat die waarheid het, ons moet bid vir 'n geestelike ontwaking, dat die Here mense sal wakker skud uit hulle slaap uit. Ek sê, Golkerk, jy moet sê, wel die prediker of wel die kerk nie. 'n Golkerk van mense wat soekend is na die Here Jesus, om verlossing te vind. Ek wil jou vanoggend vra, is Paasfees net vir jou 'n herinnering wat Christus vir jou kom doen het? Of is Paasfees vir jou in werklikheid, dat jy nie kan wag, hierdie begeerte in jou aan die brand om ander na Christus te lei? Ek onthou, toe die Here my kom red het, was hy brandende begeerte in my hart. Ek onthou, voor ek weer gaan studeer het in Pretoria, was ons daar in die noorde van Pretoria, in 'n karavaanpark waar baie arme mense gebly het, en daar was 'n moeder gewees, wat 'n seun gehad het, 'n biker, wat 'n onverskillige lewe gelei het. Sy het na ons toe gekom en gevra, bid asseblief vir my seun, want sy hart het op daai stadium teen 40% gefunksioneer. Bid vir my seun,
dat hy die Here sal vind voor hy sterf. En ek onthou, sy het ons na die tyd kon vertel, daar was in Bloemfontein 'n bike rally en hy wou so graag saam met sy meisie op hierdie rally gegaan het. Wat Bloemfontein voor Bloemfontein kry 'n erger hartaanval. Saam met van die bikers was 'n dominee gewees wat ook 'n biker was. Toe op die teerpad lê, toe lei hy hom na die Here Jesus toe. Ek sluit af. Dis 'n lewe van dankbaarheid. Dis nie net bloot 'n herinnering vir dit wat die Here Jesus vir my en vir jou kom doen het nie. Dis in werklikheid, my lewe is 'n werklikheid. Hy het my kom red uit genade. Daarom hierdie brandende hart om die evangelie uit te dra, ander van hom te vertel hoe hy my kom nuut maak het. Hy het 'n hartsverlange gehad om die Pasga saam sy disippels te eet voordat hy sou ly. Sy kerk, nie 'n denominasie nie, ek wil nie 'n denominasie nie, maar sy bloedgewaste kinders is 'n realiteit, 'n werklikheid van wat hy gedoen het. Mag hy deur sy gees nie net in herinnering nie, maar 'n dankbare hart voortbring. Redding, ware redding, bring 'n dankbare hart. Sodat ek en jy ook begeerig mag wees om nie net hierdie Paasfees nie, maar jou lewe vorentoe vir hulle te vertel wat Christus Paasfees kom doen het. Ek sluit af, ek het dis die laaste een. Ek het 'n dominee vriend reeds afgetree. Wat vir die Here gesê het, voor die Here hom moet kom haal, wil hy 1 miljoen mense, of 'n traktaatjie, of persoonlike evangelisasie mense bereik. Hy het nou die dag vir my gesê, hy trek al op 350.000 mense. Mag Paasfees nie net 'n herinnering wees nie, maar mag dit vir my en vir jou 'n dankbare daad wees wat die Here in ons lewens gedoen het. En mag ek en jy tydig en ontydig, so Paulus vir Timoteus geskryf het, die evangelie gaan uitdra. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir u woord wat u vir my gegee het. Dankie vir hulle harte wie u aangeraak het. Dankie vir genade. Dankie Here dat ek maar net die instrument is en dit u woord is. U sê in die woord, my woord keer nooit leeg terug na my toe nie. Dankie vir hulle wat gebid het. Dankie vir hulle wat vanoggend vroeg opgedaag het om kerk toe te kom. Seën hierdie dag, Here, seën hierdie Vrydag wat ons herdenk uit dankbaarheid. Ek vra dit, Here, nie uit verdienste nie, maar enkel en alleen uit genade uit. Amen. Ontvang die seën. Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.